Goeiedag, baie welkom by Joy Radiostasie. My naam is Jaco Pitter en vandag gesels ons hier by ons sluit die woord oor God se teenwoordigheid in ons lewe wanneer dinge moeilik raak, wanneer dinge vir ons uitdagend is en soms oorweldigend is. Ek weet nie van jou nie, maar in my lewe het ek al ook 'n klomp uitdagings gehad wat ek in my lewe moes hanteer. En elke keer as ek op so 'n plek was, dan het ek in my stilligheid geweet en vertrou dat die Here vir my sal sorg. Nie dat dit my gevoelens van bekommernis weggeneem het of dat my omstandighede dadelik verander het nie, maar wat wel gebeur het is dat God in alle omstandighede daar was, dat hy die een is wat vir my gehelp het om te oorleef, emosioneel en fisies en op soveel verskillende vlakke, dat 'n mens net aan hom al die eer kan bring en hom kan dank dat hy so goed is vir ons, dat hy die een is wat altyd vir ons sorg. En daarom kan ons vandag ook weet, wanneer ons praat oor hierdie tema, wat vir baie mense dalk sensitief is in die opsig, dat hulle self dalk nog steeds deur moeilike omstandighede gaan, kan ons vandag ook weet dat die genade van ons Here Jesus Christus by ons is, die liefde van God en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, wat vir elkeen van ons in ons lewe dra. En elkeen van ons het iewers in ons lewe 'n noodroep, 'n kreet, of 'n pleitrede, of 'n klaaglied, wanneer dinge met ons gebeur wat oorweldigend is, dinge wat ons wêreld skud, dinge wat ons wêreld uitmekaar uitskeer, en dinge wat ons so oorweldig, dat ons nie weet waar ons uitkoms vandaan sal kom nie. En wanneer ons in daardie omstandighede is, en wanneer ons in daardie situasie onsself bevind, dan kan ons weet dat God die een is, wat vir ons uitnooi om daardie moeilike pad ook te weet en te wandel saam met hom, omdat hy vir ons nooit alleen sal laat nie. Ons dink byvoorbeeld nou aan die tye toe ons in ons lewe deur nood gegaan het. Kom ons dink daaraan, en dan dink jy op watter maniere die Here vir jou gesorg het, want is altyd goed wanneer ons deur nood gaan, dat ons ook terugkyk na die verlede, want die verlede verhaal sê ook vir ons baie in terme van hoe die Here vir ons natuurlik gedra het en krag gegee het, en hoe hy elke keer in ons lewe by ons betrokke was. Dan natuurlik kan ons ook praat oor die geweldige brande wat in Suid-Afrika daar in die Kaap en in die Oos-Kaap verwoesting saai. En ons kan dink aan almal wat soveel dinge verloor het. Sommige mense se huise is afgebrand, ander mense het alles verloor en moet op hierdie stadium 'n heenkome gaan soek by vriende of mense wat teenoor hulle barmhartigheid bewys om vir hulle blyplek te gee. En sommige mense het net die klere aan hulle lyf oorgehou. En ek dink nie 'n mens besef waardeur daardie mense gaan nie. En ek dink nie ons het regtig die insig om te weet wat met hulle gebeur nie, want dit gaan net, wanneer jy alles verloor het, sal jy min of meer 'n gevoel hê van waardeur die mense tans in Suid-Afrika gaan, wat hierdie geweldige verliese beleef. En dit is ons werk as kinders van die Here, om in hierdie omstandighede ook ons kant te bring en te help waar ons kan. Natuurlik bid ons vir al die mense, maar ons het ook die verantwoordelikheid om op ander maniere te kan help as ons die middele daartoe het. Soos byvoorbeeld om finansiëel te help, om materieel te help, so ver moontlik deur kos of klere of geld te skenk aan mense wat alles verloor het. Laat my dink aan die storie van die boer wat sy buurman of wie se buurman bankrot gespeel het. En sy buurman het vir hom die storie vertel en die boer sê toe vir die buurman, ek gaan vir jou bid. En elke oggend bid die boer vir sy buurman. En een oggend sê die boer, terwyl hy so bid, toe sê die Here vir hom, maak oop jou oë. Hy sê, en toe hy sy oë oopmaak, toe lê die chequeboek op die tafeltjie. Toe sê die Here vir hom, skryf die cheque, want jy het die middele om te help. En so is dit ons verantwoordelikheid, want baie keer sit ons met die middele, maar ons dink dat wanneer ons bid, ons verantwoordelikheid nagekom het. Maar dit is wanneer ons dan besef dat ons verplig word om van ons middele te gee, want baie mense roep na God. Dink aan Psalm 130 vers 1 tot 2. Uit die dieptes roep ek na U, Here. Luister tog na my, Here. Hoor tog my hulpgeroep. En daar's baie mense met verskillende omstandighede wat ons vandag aan kan dink. So vandag se program gaan daaroor
dat jy ook as jy hierdie program klaar geluister het, 'n baie beter idee gaan hê oor hoe jy 'n geestelike gesprek met iemand kan voer wat in moeilike omstandighede is. Die eerste belangrike ding wat ons moet onthou is dat God is in sy volheid by ons nood betrokke. God laat ons nooit alleen nie. Hy is altyd daar. Hy is die een wat betrokke bly. Dink byvoorbeeld aan 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 4. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy is die Vader wat hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid moed gee. In elke moeilikheid bemoedig hy ons. Daarom kan ons weer ander bemoedig wat in allerlei moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig. En jy sal onthou, ek het gesê, dink 'n bietjie terug aan jou lewe waar jy agtergekom het dat God jou gehelp het. En hier leer ons by Paulus dat die Here ons bemoedig. Dink ook aan Psalm 103 vers 13 tot 14. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Hy weet waarvan ons gemaak is. Hy hou dit in gedagte dat ons stof is. En wat meer wil ons hê as om te weet dat God die God is wat hom oor ons ontferm. Maar dit gaan verder as dit, want Jesus rig 'n persoonlike uitnodiging aan elkeen van ons in Matteus 11 vers 28 tot 30. Wanneer hy sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. En natuurlik praat Jesus hier van sy leerstellinge, want sy leerstellinge bevry ons. Sy woorde gee vir ons genesing. Sy woorde leer vir ons wat dit beteken om vergewe te kan word. En dan gaan dit nog verder, want ons weet in Romeine 8 vers 26 tot 27 skryf Paulus dit baie duidelik. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie. Maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. En God wat die harte deurgrond weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. En daarom kan ons dan vandag, soos die skrywer in Psalm 50 vers 15 sê, weet dat die Here vir ons sê, roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou uithelp en jy sal my eer. En dit is wat vir ons so belangrik is, dat ons, wanneer ons ander versorg, ons moet besef dat ons hulle daaraan moet herinner, dat ons die Here moet aanroep in alle omstandighede. So die eerste punt waarby ons stilgestaan het, is dat God is in sy volheid by ons nood betrokke. Die tweede punt waarby ons gaan stilstaan is die punt van oorgawe, die belangrikheid van oorgawe, die belangrikheid van die feit dat ons onsself aan die Here oorgee en dat ons hom vertrou met alles wat in ons is. Want Psalm 55 vers 23 leer vir ons baie duidelik, laat jou sorge aan die Here oor, want hy sal sorg. Hy sal die regverdige nie in die steek laat nie. 1 Petrus 5 vers 7, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Filippense 4 vers 6 tot 7, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. En waar dit vir ons natuurlik moeilik is die punt wat ons regtig moet oorgee. Die punt wat ons regtig in ons hart en in ons gedagtes moet oorgee, dat ons ons sorge aan die Here oorlaat, dat ons dit weggee, dat ons dit prysgee, dat ons hand, ons greep daarop sal laat los, dat ons dit uit ons hande sal laat gaan, die ongemak beleef om dit vir God te gee en te weet dat dit wat buite ons beheer is, gee ons vir God, want net God kan dit wat buite beheer vir ons is, kan ons daarmee help. En daarom moet ons sorge aan hom gee, daarom moet ons bekommernisse op hom werk. Ons moet al ons bekommernisse vir hom gee, want hy sorg vir ons. En wanneer ons bekommernisse op hom rig, dan weet ons dat hy die een is wat vir ons gaan dra in 'n tyd van diep nood, 'n tyd van diep seer, in 'n tyd van bitter groot verlies, trauma en waar ons versorging nodig het. En daarom kan ons dan weet dat ons nie daaroor besorg hoef te wees nie, al is ons ontwrig, al is ons gedisoriënteerd, al
is ons op 'n punt waar ons nog nooit was nie en met onsekerheid en hulpeloosheid sit, kan ons weet dat ons alles vir die Here kan gee. Hy is in sy volheid by ons nood betrokke en is ook ons werk, is ook belangrik vir my en vir jou om alles wat ons in ons lewe pla vir die Here te gee. Die derde wat belangrik is ons belydenis. Want elkeen van ons het in ons lewe 'n belydenis. En dit is deur ons belydenis wat ons eintlik erken wat ons van God glo en wat ons glo God doen en wanneer ons glo God dinge doen. So dit is baie belangrik dat jy ook weer moet terugval in 'n tyd van smart en terugval op jou belydenis. Want die enigste manier wat jy in God se rus kan ingaan in jou lewe is om te besef dat hy voluit by jou betrokke is, dat jy jouself moet oorgee aan hom en dat jy ook 'n belydenis moet hê. Dis die enigste manier wat ons in God se rus kan ingaan. Want wanneer ons praat, hoor ons eie ore die waarheid wat ons spreek deur ons monde. En daarom moet ons weet dat ons belydenis belangrik is. Romeine 8 vers 38 tot 39 is 'n baie mooi voorbeeld van 'n belydenis wat Paulus vir ons daar opskryf. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. En hierdie belydenis is so kragtig, is so sterk, want hierdie belydenis gaan oor God se liefde, wat in alle omstandighede by ons is, maar dit gaan ook daaroor dat niks wat met ons gebeur in hierdie wêreld ons van God se liefde kan losmaak nie. Ons kan altyd weet dat ons vasgehou word deur God, dat ons vasgehou word deur Jesus, sodat ons in ons lewe met 'n volle oorgawe kan leef, dat ons 'n boodskap van hoop het, dat ons hoop in ons harte het, dat ons weet dat ons materiële dinge en aardse dinge nie ons lewensgeluk in totaliteit bepaal nie, maar dat ons kan weet dat God se liefde onafskeidbaar is en dat niks dit kan wegvat nie. Geen magte of kragte of dood of lewe of engele of toekomstige dinge of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. En dit is 'n belangrike belydenis wat jy sê, want hierdeur gee jy te kenne dat jy God se liefde ken, dat jy God se liefde in jou lewe al beleef het en dat jy eerstehands ervaring het van God se liefde in jou lewe. En daarom het ek in die begin van die program ook gesê, gaan kyk terug in jou lewe hoe God gesorg het. Want op dieselfde manier of 'n ander manier sal God steeds voortgaan om in jou lewe vir jou te sorg. En dieselfde manier wat jy God se liefde ervaar het in jou verlede is die manier wat jy God se liefde ook in hierdie tyd sal ervaar. En jy gaan agterkom, as jy in so 'n situasie is van nood en krisis, kan jy verseker weet dat God se liefde ook sal deurskemer, dat jy weer bewus sal raak van sy liefde, dat die eenvoudige dinge jou weer gelukkig sal maak en dat jy die eenvoudige dinge meer waardeer as wat jy dit in die verlede sou waardeer het. Maar dan gaan ons ook verder, want ons belydenis gaan ook daaroor dat ons in alle omstandighede sal voortgaan met ons aanbidding van die Here en dat daar niks in ons lewe is wat ons sal keer om die Here te aanbid nie. Dink byvoorbeeld aan die vers in Habakuk 3 vers 17 tot 19. Al sou die vye boom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my redder. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. En hierdie gedeelte skryf Habakuk wanneer dit met homself verskriklik sleg gaan, wanneer dit met hom ellendig gaan, wanneer hulle ook alles verloor het en niks het om vir hulle self te wys nie, dat hulle oorrompel word deur 'n ander nasie en dat hulle alles verloor. Ten spyte daarvan kom Habakuk en hy sê dat hy selfs in hierdie omstandighede sal hy jubel in die Here en sal hy juig in God,
wat sy redder is. Met ander woorde, ons leer by Habakuk presies wat ons by Paulus leer. En dit is 'n baie belangrike waarheid, dat ons ten spyte van ons omstandighede nog steeds verbind bly aan die Here. Maar Habakuk gee vir ons 'n treukie verder en hy leer vir ons dat ons 'n verantwoordelikheid het om in hierdie moeilike tyd nog steeds in die Here te jubel, in hierdie moeilike tyd nog steeds vas te hou aan God, in hierdie moeilike tyd hom nog steeds as ons eerste prioriteit te sien en te weet dat hy die een is wat ons dra, dat hy die een is wat in alle omstandighede vir ons die deurslag gee, dat hy ook vir ons help in 'n tyd van nood en dat hy ook vir ons help om daardeur te kom en dat ons met hoop kan lewe. En dan gaan Habakuk ook verder en hy beskryf dit baie duidelik dat die Here vir hom krag gee, want 'n mens het regtig baie krag nodig as jy alles verloor. 'n Mens het krag nodig as jy in groot nood verkeer. 'n Mens het krag nodig omdat jy as mens magteloos en hulpeloos is. En hierdie krag kom van die Heilige Gees af en ons weet die Heilige Gees kom in ons lewe en dis strome lewende water wat in baie moeilike omstandighede vir ons krag gee, wat ons dra, wat vir ons deursettingsvermoë gee, wat ons help om deur moeilike omstandighede te beur, wat bitter moeilik is, treukie vir treukie vorentoe te gaan, is die Here die een wat ons voete maak soos die van 'n ribbok en hy help ons om veilig te loop op hoë plekke. En dit is so 'n mooi beeld wat vir ons net leer dat die Here kom en hy help ons selfs met die volgende tree wat ons moet gee. Maar hy help ons nie net om die volgende tree te gee nie. Hy help ons ook om dit rats te doen, om dit akkuraat te doen, om dit goed te doen, om dit veilig te doen. En dit is wie die Here is en dit is hoe die Here vir elkeen van ons help. So ons kyk vandag en ons sien dat God in sy volheid by ons nood betrokke is. Ons sien dat ons 'n oorgawe moet maak, dat ons onsself moet oorgee aan die Here, ons sorges, ons bekommernisse, alles op hom moet werp. Ons sien ook dat ons 'n belydenis het en dat hierdie belydenis ook ons lewe op 'n groot mate bepaal hoe ons God ervaar en ook hoe ons deur ons moeilike omstandighede kan beweeg. En dan natuurlik ook deel van die belydenis Psalm 121 vers 1 tot 2. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. En hierin weet ons ook dat ons ook in 'n tyd van nood, in 'n tyd van vrees, in 'n tyd van verlies, in 'n tyd van ellende ook kan kyk na die Here, want ons weet ons hulp kom van hom af. En dit is presies wat ons gelees het in Psalm 103, soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Hy weet waarvan ons gemaak is en hy hou dit in gedagte dat ons net stof is. En hierdie belydenis is natuurlik dan ook vir ons deurslaggewend. Dan het ons ook natuurlik die wederwysige verantwoordelikheid teenoor mekaar. Nou ons weet in Handelinge 2 is daar 'n mooi gedeelte wat vir ons baie mooi verduidelik hoe gelowiges na mekaar gekyk het en hoe gelowiges mekaar versorg het in 'n tyd van nood. Hoe hulle onderling alles gedeel het wat hulle gehad het om seker te maak dat daar nie gelowiges is wat aan die kortste end trek of gelowiges wat te veel ellende of armoede beleef nie. En so het ons 'n wederwysige verantwoordelikheid om ons medegelowiges te help in 'n tyd van nood. As ons byvoorbeeld dink aan die verlies wat baie van ons medegelowiges en ander mense ervaar in hierdie tyd met die brande wat in Suid-Afrika woed, dan het ons hierdie werk, hierdie geestelike plan wat God vir ons het, moet ons uitvoer. En hierdie uitvoer beteken ons help ander in nood. Ons raak fisies betrokke. Soos die storie wat ek vertel het van die boer wat bid en die Here wat vir hom sê, maak oop jou oë, en hy sien die chequeboek en hy teken die cheque en hy help mense daadwerklik ook met middele. Dan natuurlik weet ons dat ons ook op 'n ander manier verantwoordelikheid het teenoor mekaar en dit is om mekaar moed in te praat. Dit is om mekaar te versterk. Dit is om mekaar met woorde te versterk. Dis om mekaar met woorde te bemoedig. Dit is om mekaar krag te gee, deur mekaar te ondersteun
En dit is belangrik dat ons ook die regte woorde gebruik. En wanneer ons kyk na 1 Tessalonisense 5 vers 11, dan skryf Paulus, praat mekaar moed in en versterk mekaar met hierdie woorde, soos julle trouens reeds doen. En hierdie woorde waarna Paulus verwys in 1 Tessalonisense 5, is dat ons Here Jesus Christus terugkom, dat ons aan hom behoort en dat sy heerlikheid iets is waaraan ons almal gaan deel en dat ons gaan deel in sy heerlikheid. En ons moet mekaar versterk, want wanneer iemand als verloor het, is dit baie moeilik om sommer net op die ingewing van die oomblik of binne 'n dag of 2 beter te raak, maar daarom het ons mekaar nodig om mekaar te versterk. En ons moet mekaar versterk met die woorde van die goeie nuus van die evangelie. Ons moet mekaar bemoedig met die woorde van Jesus Christus. Ons moet mekaar bemoedig met die woorde wat in die Ou Testament geskryf is. En dit is God is lewendig en hy is kragtig in jou lewe betrokke. En hy sal jou nooit alleen laat nie. En jy is gered. En jy sal die ewigheid saam met die Vader ingaan. Al het jy op hierdie stadium alles in jou lewe verloor. En dan weet ons ook, het ons 'n wederwysige verantwoordelikheid. Ons lees ook daarvan in Jesaja 50 vers 4. Die Here my God het my geleer om die regte woorde te gebruik, sodat ek die wat moeg is, kan moed inpraat. Elke môre laat hy my opnuut weer luister. Hy laat my luister soos 'n leerling moet luister. So ons moet ook vir die Here vra om ons te help om die regte woorde te gebruik wanneer ons verantwoordelikheid aanvaar en ander mense help in 'n tyd van nood. En daarom moet ons dit ook vir die Here vra, dat hy vir ons moet leer, soos Jesaja 50 vers 4 vir ons leer, om die regte woorde te gebruik, sodat die wat moeg is, moed ingepraat kan word. En daarom is dit ook belangrik en is absoluut krities, dat ons elke môre opnuut weer moet luister na die Here, as ons ander wil moed inpraat. Ons moet luister soos 'n leerling luister. En wanneer ons na God luister, kan ons ook met die nodige wysheid en insig ander mense moed inpraat en ander mense help om weer insig en rigting in hulle lewe te kry. Ons het nou gekyk na God wat in sy volheid in ons nood betrokke is. Ons het gesien hoe belangrik dit is dat ons 'n oorgawe moet maak. Ek het gesels oor hoe belangrik belydenis is, die rol en funksie van belydenis, en dan het ons nou gepraat oor wederwysige verantwoordelikheid wat ons vir mekaar moet aanvaar. Dan natuurlik weet ons dat die skrif vir ons versekering gee, en dit is ons volgende punt. Die Here sal voor jou uitgaan, Deuteronomium 31 vers 8. Hy sal by jou wees. Hy sal jou nie in die steek laat nie, jou alleen laat nie. Moenie bang wees nie, moenie skrik nie. Deuteronomium 31 vers 8. En hierdie versekering, hierdie beloftes, help vir ons om in ons lewe ons realiteit, beskouing, heeltyd te evalueer, om heeltyd seker te maak dat ons op die regte manier nog kyk na die lewe en dat ons op die regte manier die Here aanbid en dat ons nie perspektief sal verloor nie. Die Here sal voor jou uitgaan. Wanneer jy nie weet wat om te doen nie, is die Here die een wat dit sal doen. Hy sal voor jou uitgaan. Jy kan hom volg en hy sal by jou wees. Jy gaan nie alleen gelaat word nie. En hy sal jou nie in die steek laat nie. Skryf Moses in Deuteronomium, en hy sal jou nie alleen laat nie. Moenie bang wees nie, moenie skrik nie. En dan lees ons ook in Jesaja 41 en ons lees daarvan vers 10. Moenie bang wees nie, sê die Here, ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie. Ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou. Ek hou jou vas met my eie hand, red ek jou. Moenie bang wees nie. Moenie bekommerd wees nie. Ek is jou God. En dan Psalm 40 vers 2 tot 4. Ek het gesmag na die hulp van die Here en hy het na my toe afgebuig toe hy my hulp geroep gehoor het. Hy het my uitgetrek uit die put van die dood, uit die slijmerige modder, en hy het my op 'n rots laat staan en my weer op vaste grond laat loop. En is dit nie wonderlik dat ons ook weet in ons lewe dat ons hierdie put ervarings het, al het ons hierdie put ervarings, al voel dit vir ons of ons in hierdie slijmerige modder vasgeval is, asof ons in die put van die dood is die Here die een wat ons kom red, is die Here die een wat ons uittrek, en hy is die een wat vir ons perspektief en insig gee, en sy versekering, sy beloftes,
help vir ons om in ons lewe dan vorentoe te gaan. In 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 18 skryf Paulus: om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare dinge is ewig. So ons raak nie moedeloos nie. Ons het hierdie versekering dat ons innerlik dag tot dag vernuwe word, ongeag wat ons omstandighede is, en dat hierdie swaar kry in die lewe gering is en verbygaan, en dat dit vir ons uitloop op iets wat alles verreweg oortref. En dit is die heerlikheid van die Here. En ons kan met hierdie geestelike insig, hierdie geestelike perspektief wat Paulus vir ons gee in 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 18, kan ons ook ons situasie hanteer, kan ons ander ook moed inpraat om te sê, ons word innerlik vernuwe, die Here gaan vir ons krag gee, die Here gaan ons dra, die Here sal ons ook help om hierdeur te kom, soos wat hy in ons verlede vir ons gehelp het, sal hy ons ook in die toekoms help. En ons lees dan ook in Psalm 91 vers 1 tot 2, hy wat by die Allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet, hy sê vir die Here, U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Hy wat by die Allerhoogste skuiling vind, dis 'n versekering, en die beskerming van die Almagtige geniet, sal sê, U is my toevlug en my veilige vesting. En dit bring ons dan nou by ons laaste punt. Ons het in die eerste plek gepraat oor God wat in sy volheid by ons nood betrokke is. Ons het gepraat hoe belangrik dit is dat ons 'n oorgawe moet maak. Ons het gepraat oor die belang, rol en funksie van belydenis en dan ook die wederwysige verantwoordelikhede wat ons teenoor mekaar het. En dan het ons nou gepraat oor die versekering en die beloftes. En dan die laaste punt waarmee die program afgesluit word is hoop vir die toekoms. En in Openbaring 21 vers 4 gaan ek sommer dadelik lees, hy sal al die trane van hulle oë afdroog, die dood sal daar nie meer wees nie, ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie, die dinge van vroeër het verbygegaan, en kyk, die Here het vir ons alles kom nuut maak. En dit is 'n toekomsperspektief, dis perspektief om vir ons te sê, daar kom 'n tyd dat alles nuut gaan word, dat al ons trane afgedroog sal word, dat al die lyding en swaar kry en pyn verby sal gaan. En dit gee vir ons 'n geestelike dissipline om te kan volhard, om vas te byt en te weet, in my grootste nood, daar is 'n toekoms, en die toekoms gaan heeltemal anders lyk. Psalm 147 vers 3 gee ook vir ons hoop vir die toekoms. Die Here genees die gebrokenes van hart en verbind hulle wonde. Ons het 'n uitkyk, ons het 'n toekomsverwagting dat ons ook van hierdie ellende genees sal word, gesond sal word, en dat ons hierdeur kan kom. En soos jy ook na jou verlede kyk, gaan jy onthou dat die Here vir jou so gehelp het. En dan natuurlik die bekende woorde in Matteus 5 vers 4 van Jesus wat sê, geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. En die Here stuur vir ons die trooster, hy gee vir ons die Heilige Gees, die spesiale helper wat vir ons vertroos. En selfs al gaan ek deur donker dieptes, lees ons in Psalm 23 vers 4, sal ek nie bang wees nie, want U is by my, in U hande is ek veilig. En daarmee wil ek die program afsluit met die woorde van Romeine 15 vers 13, mag God, die bron van hoop, deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Here, ons kom kniel voor U. Daar's baie van ons vriende en geliefdes, gelowiges en ongelowiges wat soveel skade gelei het met die brande in Suid-Afrika. Ons bid, Vader, dat hierdie verse en die woorde wat hulle hoor, vir hulle sal bemoedig, wysheid en insig sal gee, sodat hulle sal weet dat U hulle nooit verlaat nie. Dankie dat ons dit alles kan bid en vra in Jesus se naam. Amen.